Amen en amen. Wie kan gou vir my sê voor ons begin, wat is ons jaartema? Kerk. Dis nie toevallig dat die Here hierdie 7 briewe wat aan die gemeentes gestuur is op my pad gebring het nie. Want hierdie temas, en ek dink jy het agtergekom dat al hierdie briewe het so dieselfde tema, dieselfde trend. Dit het hier en daar iets anderste, maar alles gaan omtrent oor dieselfde dinge waaroor die Here kla. En dis asof toe ek hierdie week hierdie volgende boek voorberei, asof die Here sê, "Sjoe, ons is kerk en ons moet hoor wat die Here ook vir die gemeentes in Openbaring gesê het, maar dis ook van toepassing op my en jou." Wie het al van hierdie goed herken? Verseker, julle herken, hoe meer ek die boeke lees en hoe meer ek hierdie briewe lees, hoe meer sien ek goed wat vandag elke dag nog gebeur. Nou, ons sê dit maar elke week, ons is besig met die 7 briewe. Johannes het 'n visioen gehad van Jesus self wat aan hom verskyn het, en hy het hom die opdrag gegee om 7 briewe te skryf. Die eerste een was Efese, Smyrna, Pegasus, Thyatira, en al hierdie dorpies is daar bo in Turkye of in Asië, en vanaand gaan ons verder, en ons gaan 'n bietjie praat oor die brief wat geskrywe was, of geskryf is, aan Sardes. Regtig, ek het gesê, dit is 'n mooi brief, en daar is so 1 of 2 goedjies wat regtig vir my baie mooi is van hierdie brief, en ek hoop jy gaan dit net so interessant vind. Nou, ek wil eers vir jou dit lees, Openbaring hoofstuk 3. Vers 1, hy sê, "Ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy ontvang het en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkel persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor die Vader en voor sy engele. Wie oor het om te hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, moet hoor." Nou, Sardes is so 340 jaar voor Christus, is hierdie dorpie gestig, en hy is heel toevallig ook gestig deur Alexander die Grote. Dit was nogal 'n groot besige man. Hy het in al hierdie dorpies, daar sy prent, Alexander die Grote, het hy 'n vinger in die paai gehad. Maar hierdie dorpie het hy ook gestig so 340 voor Christus. Dit is in die Griekse tydperk gewees, en die Griekse gewoontes en die Griekse kultuur was baie hoog in hierdie dorpie. Die afgod Artemis was in hierdie dorp of in hierdie streek geaanbid. Nou, Artemis was die god van die jag, van die wildlewe en van vrugbaarheid. Dis baie interessant. As jy so 'n bietjie verder gaan lees, sal jy sien dat Sardes het 'n muur rondom die stad gehad, maar die muur was nie net om Sardes gewees nie. Dit was regtig 'n wye gedeelte. So daar was oralste hierdie wild lewe reg rondom die stad, en die mense wat in hierdie streek gebly het, kon jag en hulle kon skiet, en hulle het geweet hoe om die Engelse woord is hunting, dis amper die beter woord. En Artemis was dan die afgod. Jy sal sien hoe die mure loop ver rondom die stad, sodat daar baie plek is vir wild lewe, en dit was regtig baie belangrik in hierdie dorpie om te kan skiet en om te kan pyl en boog doen en te kan jag, en dit klink amper soos 'n regte boeredorpie. Maar alles wat hulle gejag het hulle geoffer, dele daaraan vir Artemis, want hy was die afgod van die jag en van die wild lewe en van vrugbaarheid. Nou, baie belangrik, onthou dit hier agter in jou kop. Die keiser Ceres was in hierdie streek baie prominent geweest, en hy was ook geaanbid in hierdie gedeelte, saam met ander afgode. Meer as 30 afgode was in hierdie dorpie
aanbid. Nou, ek het net nou gesê, dieselfde goed gebeur in elke dorpie. Daar's altyd 'n keiser wat aanbid moet word, en daar's altyd 'n afgod, en daar's altyd 'n klomp gode en 'n klomp tempels. Nou, wat belangrik maak is dat die afgode wat hier aanbid was, het die groei en die ekonomie van die dorpie laat groei. Nou, hoekom? Baie interessant. Die keiser Ceres, het 'n bevel uitgebring en gesê dat in Sardes mag enige god aanbid word. Dis 100% fyn. Solank was die een god net nie belangriker is as die ander een nie. So, as ek Jesus aanbid, is dit 100% met die inwoners van Sardes, maar Jesus mag net nie aanbid word as die enigste God nie, as die grootste God nie. En daarom het dit die bedrywigheid in Sardes laat floreer, want almal was welkom. Sjoe, klink dit bekend? Almal is welkom. Solank jy net iemand aanbid en solank jy net een of ander geloof het, is jy 100%, dan kan jy Sardes toe kom. Solank as wat jou God net nie groter is as jou buurman se nie. Ons moet daarom almal so half min of meer op dieselfde trant is. En ek sien dit vandag ook in die wêreld waarin ons lewe. Sunshine skud daar kop. Ons aanbid Jesus met volle vaart, maar sjoe. Glo jy regtig dat Jesus is die God bo alle gode? Glo jy nog steeds hy is die naam bo elke naam? Of is jy ook baie keer, en ek sê dit met groot respek, soos hierdie inwoners van Sardes, ons wil Jesus aanbid want hy is die koning, maar wanneer ons by ander plekke kom, dan aanbid ons daardie goede, en dis nie net 'n afgod nie, solank ons net altyd daarom 'n balans het. Ons moet net so 'n bietjie 'n balans het. Baie interessant, dat Dr. Marcus Wilson, hy het vreeslike opgrawings hier in Sardes gedoen, van 1979 af, tot nie so baie lank terug nie. En hy het oor die 30 opgrawings gekry, van verskillende tempels, van verskillende afgode. En wanneer hy die tempels opgegrawe het, dan kon hy bewyse gekry het van baie seremonies wat in al hierdie tempels gehou is. Nou, kry gou vir jouself die prentjie van die demoniese krag en die demoniese mag wat in hierdie stad moes geheers het. Want hulle het aanbid elkeen sy eie God en elkeen aanbid wie hy wil en dit moet 'n duiwelse mag losmaak. En daarom was dit baie moeilik geweest vir 'n Christen om in hierdie dorpie te oorleef. Want jy weet dat jou koning is die enigste koning. Jy weet dat Jesus is die enigste een. Sjoe, maar hy moet daarom net so 'n bietjie inpas by die ander. Hy moet net so 'n bietjie wegsmelt. Hy moet tog nie uitstaan bo die ander nie, want dan wil niemand iets met jou te doen hê nie. En die donker magte wat in hierdie dorpie was, het die arme Christene swaar laat trek. En dan was daar hierdie ou gemeentetjie in Sardes, wat besluit het dat Jesus is die enigste God om te aanbid. Hy is die enigste koning en daar's niemand soos hy nie. En daarom mag hulle nie kerk gehou het nie, want dit was teen die keiser se wet. En daarom het die ryk mense in die dorp wat Christene was, hulle huise oopgestel en dis waar dit begin het, dat hulle huiskerke gehad het, selkerke. En in Sardes is dit eintlik die eerste plek wat daar genoem word dat Christene bymekaar gekom het in hulle huise, net so 30 op 'n slag, en dan was hulle by die huise geleer, wat is dit om 'n Christen te wees, hoe dit is om 'n disipel te wees, want hulle kon nie in die stad 'n kerk bou nie, want hulle kon nie daar buite gaan verklaar dat Jesus is die koning van die konings nie. En nou kom Jesus en hy sê, sjoe, julle werke is nie volkome voor God nie. Want hoekom wil julle in die geheim Jesus aanbid, maar nie op die straathoeke gaan verkondig dat Jesus is die enigste weg en die waarheid nie? En sjoe, dit slat my tussen my kop, dat ons doen presies dieselfde. Partykeer dan wil ons so onder die dak, wat is daai spreekwoord, so 'n bietjie onder die dekmantel wil ons Jesus aanbid. Ons is net so 'n bietjie skaam en ons wil nie daar buite gaan verkondig nie. Wat sal die mense van ons sê? Pastoor, jy weet daar buite waar ek werk is dit maar rof en onbeskof en die manne is maar bietjie rof en ek kan nie daar langs die braaivleisvuur gaan verkondig dat my God is die enigste een nie. En dan kom Jesus en hy sê, ek het jou werke nie volkome bevind nie. Vir die ander boeke het Jesus gesê, ek het iets teen jou. Ek het iets teen jou. Sjoe, maar ek dink is 'n bietjie harder wanneer Jesus sê, ek het jou werke nie volkome bevind nie. En daarom gebruik Jesus hierdie slagspreuk wat sê, julle dink julle lewe, maar eintlik is julle dood.
Want eintlik is jy besig om geestelik dood te gaan die oomblik wanneer jy Jesus nie as die enigste God maak nie. Kan ek dit gou weer sê? Hy sê vir hulle, julle dink dat julle lewe, maar julle is eintlik besig om dood te maak. En dan kom Jesus en hy stel hom voor as die een wat die 7 geeste het. Nou, ek het besig om bietjie daaraan te werk, maar die 7 geeste van Jesus of van die Here is die gees van genade, die gees van waarheid, die gees van heiligheid, die gees van lewe, die gees van aanneming, die gees van genade en die gees van heerlikheid. Nou kom Jesus en hy sê, julle bly in Sardes, waar al die gode dieselfde is, maar ek is die een wat die 7 geeste het. Dis asof Jesus hom net so 'n bietjie hoër kom sit as die ander om te sê, ek is die een wat genade het, ek is die een wat waarheid het, ek is die heilige een, ek is die een wat lewe gee, wat jou aanneem as my kind, wat jou begenadig en wat in al die heerlikheid aan jou wil gee. En Jesus kom net so vinnig om vir hulle te sê, julle dink julle lewe, omdat julle my aanbid tussen al die ander, maar weet julle dan wie is ek? Die een wat die 7 geeste het. En dan gaan hy verder, hy sê, in my hand hou ek die 7 sterre vas. Sjoe, en ek het so 'n bietjie gaan rondkrap. Hy sien die 7 sterre is eintlik, as jy dit gaan direk vertaal, die 7 engele aan wie die briewe van Openbaring geskryf het. Jy sal onthou, elke brief van Openbaring begin hy dan sê, en ek skryf aan die engel van Efese, ek skryf aan die engel van, en hier kom Jesus en hy sê, in my hand is die 7 sterre, met ander woorde, in my hand is die leiers van die gemeente. En is asof die Here wil sê, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. En Jesus kom plaas hom net so hoër as al die afgode van Sardes. Om vir te kom sê, ek is baie hoër as hulle. Ek is die enigste een. Jy dink jy lewe as jy my maar net aanbid, maar wanneer jy my bo die ander gode plaas, dan het jy waarlik lewe. Anderste is jy dood. En dan kom Jesus met baie sterk woorde. Hy sê, kom skrik net so bietjie wakker. Hy sê dit so mooi. Hy sê, skrik net wakker. Dis asof die Here hier wil kom en vir Sardes sê, sjoe, julle het die geleentheid om die evangelie te verkondig, skrik net wakker. En ek wil vir jou sê, ek gaan Sondag gaan ek bietjie praat oor luiheid. Sjoe, en ek is regtig opgewonde oor dit. Kan 'n Christen lui wees? En ek dink Jesus kom by Sardes en hy sê, ek het dit teen julle want julle het lui geraak om die evangelie van Jesus te verkondig. Gaan skrik net gou-gou so bietjie wakker. En ek wil hê jy moet so binne jouself, moet jy met jouself praat en sê, die uur het gekom wanneer die kerk van Jesus sal moet wakker skrik om Jesus te gaan verkondig as die enigste ware koning. Dan kom hy in vers 3, hy sê, as jy nie gaan wakker skrik nie, as jy nie gaan wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur dit gebeur nie. Nou, 2 Petrus 3 en 1 Tessalonisense 5, kom die Here Jesus tog en hy sê, wanneer hy terugkom, gaan dit wees soos 'n dief in die nag. Jy gaan nie weet wanneer dit gebeur nie, en jy gaan nie weet wat se uur dit is, en al kan ons die tye van die tekens van die tye bietjie lees, weet ons nie presies wanneer Jesus gaan terugkom nie. En dit is interessant dat Jesus dit hier vir Sardes skryf en sê, as julle nie gaan wakker skrik nie, met ander woorde, julle is besig om te slaap, gaan ek op julle afkom soos 'n dief in die nag. Maar dadelik het Sardes se inwoners en gemeente geweet waarvan Jesus hier praat. En hier's waar die mooi storie van Sardes vandaan kom. Daar word vertel, en dis 'n ware verhaal, dat koning Krisis het in hierdie landstreek van Sardes het hy geregeer. Hy was die rykste koning gewees van hierdie hele streek. En hy het baie skatte gehad. Hy het skatte bymekaar gemaak van allerlei ander provinsies en waar hy oorlog gemaak het. En hy het al hierdie skatte na Sardes toe gebring het. Nou wat lok 'n skat? 'n Dief. En al die vyande rondom Sardes het geweet dat koning Krisis is skatryk en hy het die mooiste skatte. En toe raak koning Krisis,
Hy het nogal 'n krisis gehad, nê. Toe raak hy bang en hulle sê dat hy 'n vesting rondom Sardes gebou het. Eelder het net nou gewys. Is dit nou baie ver terug? Julle sal as Eelder die prentjie kry, sal julle sien ver rondom die stad het hy hoë mure gebou, hoë en sterk mure wat hy dan gebou het om sy eiendom en sy skatte en alles wat hy het te beskerm sodat die vyand nie kan inkom nie. Maar een koning Cyrus of keiser Cyrus was agter hierdie skatte aan met sy hele hart. En hy kry 'n groot klomp troepe en hy kry hierdie troepe om rondom hierdie vesting, dis die vesting wat hy rondom gebou het om sy skatte te bewaar. En hierdie keiser Ceres kry al sy troepe en hy het 'n missie dat hy gaan die skatte gaan steel. En daar word vertel hoe duisende van sy soldate rondom die mure van hierdie vesting gaan uitkamp het en hulle het gewag dat daar iewers tog net iets kan gebeur sodat hulle die stad kan ingaan. Maar hierdie stad was baie goed bewaar en die mure was hoog en die soldate was sterk en niemand kon naby hierdie stad inkom nie. En so die vyand buite die stad kamp opgeslaan. En die keiser het een oggend toe hy opgestaan het, kyk hy op teen hierdie hoë mure en hy sien een van Sardes se soldate wat oor die muur loer om te kyk of die vyand nog daar is. En koeps, sy helm val af en hy val die onder op die grond. En daar's die soldaatjie weg. En die keiser besluit, maar hierdie is 'n interessante storie. In die volgende oomblik, dis 'n soldaatjie terug en hy het 'n nuwe hoed op sy kop. En die keiser sê, "Sjoe, hier's iets aan die gang." En hy hou hierdie soldaat baie fyn dop. En die volgende oggend, die soldaat oor die muur loer, toe val die hoedjie af en na so 10 minute toe die hoedjie weer op sy kop en die keiser sê, "Wag." En hy hou hom mooi dop en hy sien hoe hierdie soldaat afgaan met 'n geheime paadjie en hy maak binne in hierdie muur maak hy 'n klein deurtjie oop. Hy vat sy helm en hy maak die deurtjie toe en hy is weer bo op die muur. En die keiser besluit, hierdie is my ingang. En hy kry al sy troepe om aan die ander kant van die stad te gaan sit, sodat niemand hierdie kant van die stad bewaar nie. En toe hierdie soldaatjie weer sy keps laat val, of sy hoed laat val, en toe hy die deurtjie oopmaak, toe's al hierdie vyande binne in Sardes, en hulle steel al die koning sy goud en sy silwer. Sjoe, is dit nie skerp nie? En nou kom die Here en hy sê, onthou julle wat ek aan Sardes gedoen het. As jy nie gaan wakker skrik nie, gaan ek soos 'n dief op jou afkom en alles wat jy het by jou vat. Sjoe, word wakker. Kan ek gou net so ietsie ingooi? Ons moet vir die duiwel geen vatkans gee nie. Moenie 'n deurtjie maak in jou muur nie. Die vyand hou jou dop. Kan ek dit gou weer sê? Die vyand hou jou dop. Hy sit fyn en vir jou kyk en dan sien hy, dit is wat jy doen en dit is hoe jy optree en dit is wat jy doen. En die dag wanneer jy dit nie verwag nie en jy die deurtjie oopmaak, dan kom die vyand in en hy gaan by jou steel, hy gaan by jou slag en kom verwoes. En dit is asof ek 'n ernstigheid op my hart het om te sê, word net wakker. Want as jy nie gaan oplet nie, gaan die vyand by jou steel. Die koning was baie bekommerd oor die skatte wat gesteel is en hy gaan maak toe maar weer bymekaar. Alles wat hy in die hande kan kry, begin hy bymekaar maak en hy die vesting weer herstel en hy daai deurtjie het hy toegebou. En die volgende vyand het weer rondom hierdie vesting kom kamp opslaan, want hulle het mos nou gehoor dat die eerste keer kon hulle inbreek en hulle was gereed om weer iets te kyk, waar kan hulle inkom. En toe die keiser wat hierdie oorlog voer, een oggend so draaitjie gestap het, toe sien hy ver aan die ander kant van die stad, is daar baie aasvoëls wat vlieg. Het hierdie stories al gehoor? Daar vlieg vreeslik aasvoëls en hy besluit toe hy klim op 'n perd en hy ry om hierdie vesting, en toe hy om die hoek gaan, toe sien hy, dis hoekom die aasvoëls is. Dis die begrafplaas van Sardes. En elke persoon wat dood is, was net daar oor die muur gegooi. En dan het die aasvoëls hulle opgeëet en niemand wou daar naby gekom het nie, want dit het gestink en dit was net nie lekker nie. En die keiser sien, sjoe, daar's geen wagte nie, want niemand wil daar wees nie. En hy stuur sy troepe en hulle gaan deur die begrafplaas en klim oor die muur en hulle steel weer 'n keer
als wat die koning in Sardes bymekaar gemaak het. Sjoe. Pas op dat daar nie, hoor gou mooi, kyk gou vir my. Pas op dat daar nie 'n deel van jou lewe is wat vir die vyand dood lyk nie. Dis waar hy gaan inkom. Miskien is jou gebedslewe dood. Weet jy waar gaan die vyand jou vang? Daar. Miskien is jou verhoudings met jou kinders of met jou vrou nie 100% en is besig om dood te gaan. Weet jy waar gaan die vyand jou vang? Daar. Hy gaan nie voorinkom waar die soldate is en waar jy besig is om wag te hou en waar jy gereed is nie. Hy kom in daar waar die ding besig is om dood te gaan. Want jy kyk nie daar nie. Jy kyk, dit is gewoonlik in die agterkant en die skelm kom net so in die agterkant in. So, ek het baie voorbeelde, maar ek bid dat die Heilige Gees aan jou sal openbaar en watse afdeling moet jy die dooie lyke begin uitkry. Want as jy dit nie gaan hanteer nie, gaan dit net soos in Sardes, gaan die vyand inkom en weet jy wat? Hy steel alles. En hy maak dood en hy roof en moenie dat daar 'n afdeling in jou lewe besig is om dood te gaan. En nou kom Jesus en hy sê, onthou julle dit? Onthou julle hoe die dief julle onkant getrap? Onthou hoe die dief ingekom en gesteel? As jy nie gaan wakker word en my gaan verkondig as die enigste lewende God nie, gaan ek inkom en alles wat jy het by jou vat, sê die Here. En dadelik weet Sardes, sjoe, die Here praat met my. Die Here praat met ons. En dan kom Jesus en dan sê hy, ek is nie baie tevrede met julle nie, Sardes. Dis asof die Sardes gemeente daai 'n get along relationship met die wêreld gehad het. Hulle wil tog net vrede gehad het met almal. Hulle het saam gekuier en hulle het alles saam gedoen en daar was geen vyandskap tussen niemand gewees nie. En die Here sê dit werk nie so nie. Ek is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Die enigste weg, die waarheid en die lewe. Jy kan nie met die goddelose in dieselfde juk trek nie. Ja, pastoor, ons moet hulle tot bekering bring, verseker. Maar die Here sê, julle het 'n get along houding met die wêreld. Dis asof ons wil net vrede hê. Solank as wat om Franse God net nie groter is as myne nie, man, dan sit ons om dieselfde tafel en dan kuier ons lekker en ons doen lekker besigheid saam en ons braai vleisie, want daar's geen gevoelens nie, man, ons is net die hele tyd. En die Here sê, weet jy wat? Dit werk nie vir my nie. Dit werk nie vir my nie. Julle dink julle lewe, maar eintlik is julle dood. Jy sien die sinagoges wat opgegrou is en Eeldit vir julle klomp prentjies gewys. Toe hulle hierdie sinagoges opgrou en 'n bietjie navorsing doen, toe sien hulle dat die Christene van Sardes se name is op hierdie pilare uitgegraveer. Maar baie interessant, dat hulle name was in Grieks uitgegraveer op hierdie pilare. En onthou, die Christene was nie Grieks sprekend nie, hulle was Jode gewees. En die mense wat die opgrawings hier gedoen het 'n fyn studie gaan doen en hulle gee die rede hoekom dit so was. Jy sien, in daardie tyd, soos wat ons dit vandag ook het, oom Charles sit in daai ry en oom Frans hulle sit in hierdie ry en dit is jou ry. En so baie jare terug in die groot kerke het hulle dit die van 'n Merwe ry genoem of die Lambrecht ry genoem. En so in die sinagoges het die Christene en die inwoners ook hulle name so op die pilare geskryf en dan het hulle gesê in hierdie ry sit die, ek ken nie Griekse vanne nie, sit hierdie families in. En toe kom hulle agter dat die Christene se name was gegraveer op die pilare in die sinagoges van die afgode, wat net vir hulle gesê het, dat die Christene het ook in daardie sinagoges en in daardie afgodtempels kerk gehou. Maar wat interessant was, dat hulle nie hulle name in hulle eie taal geskryf het nie, maar hulle het hulle name in Grieks gaan neerskryf. Met ander woorde, ons wil tog net niemand aanstoot neem nie. My naam is Barend, maar as ek in jou sinagoge kom, dan word ek Barnard genoem. Ek wil tog net nie hê, jy moet iets teen my hê nie, man, ek wil tog net nie, jy moet aanstoot neem. Ek wil tog net so 'n bietjie inpas tussen julle, sodat alles net vrede sal wees. En die Here sê, weet jy, ek hou nie van dit nie. Jy is wie jy is. Ek is 'n kind van die lewende God. Ek is 'n kind van die lewende God. En my naam kom op geen afgod en geen pilaar geskryf nie. Al is dit om vrede te maak. Ek
is wie ek is, omdat ek Jesus aanbid. Hulle sê dat in die markplein van Sardes, jy sal onthou in die vorige markpleine, kon die Christene nie winkeltjies gehad het nie, onthou jy dit? Jy mag nie, want jy moes 'n offer gebring het as jy by die markplein ingekom het. In Sardes het die keiser gesê, man, almal welkom. Almal welkom. En het hulle gevind in die markplein, Eels het net nou so 'n fotootjie gehad van stalletjies. Sal jy gesien het dat die een stalletjie het 'n kruis op, want dit was aan 'n Christen. En die volgende stalletjie het weer 'n afgodse beeld gehad en almal is welkom, man, solank ons net lekker besigheid doen. En tussen 1 en 2 dan sit ons lekker saam en koffie drink, want man, dan moet tog net nie gevoelens wees tussen ons nie. En die Here sê nee. Ek kan nie met jou so werk nie. Jy dink jy lewe. Jy dink jy's alright, jy's eintlik dood. Skrik net wakker. Dit is nie hoe ek dit wil hê nie en vandag nog baie jare na dit is ons Christene besig om presies dieselfde te doen. Ag pastoor, solank daar net vrede is. Man, dis nou nie ons geloof nie, pastoor, maar solank ons net vrede het. Man, ons Hartbeesfontein moet net vrede hê. En die Here sê nee. Nee, ek is die enigste weg. Ek is die enigste bron en ek is die enigste waarheid en ek is die enigste lewe. En kom na my toe en ek is die enigste God. En die ander gode moet onder my sy knie gebuig. En ek wonder baie keer of ek en jy nie ook skuldig is nie. Verseker. Ek het net nou gesê, hierdie briewe is nie net geskryf vir Sardes nie. Dis ook geskryf vir 'n era soos nou. En dan kom hy en dan sê hy, daar's enkele van julle wat julle klere nog nie besoedel het nie. Enkele van julle. En toe ek dit lees, toe maak dit my hart so half hartseer. Die Here sê, daar's enkel van julle wat nog nie besoedel is nie. En nou, dis baie mooi wat Jesus hier bedoel het. Die inwoners van Sardes het ook maar sulke lang rokke gedra. En dan het hulle in die markplein rond beweeg en dan het jy tussen al hierdie wierook en al hierdie afgode rond beweeg en dan het jou klere kolle opgekry. Wie se klere bly skoon as jy die dag by die werk was? En nou kom die Here en hy sê, wanneer jy hier buite rond beweeg en jy teen die ander gelowe skuur, moet jou klere wit bly. Dit mag nie besoedel wees nie. Hoe doen jy dit? Man, ek verkondig Jesus net waar ek gaan. Net waar ek gaan verkondig ek Jesus. En deur dit te doen, hou ek my klere wit. En Jesus sê, ek het dit teen julle ander, omdat julle klere nie wit bly nie. Julle is daar buite en julle is besig om teen mekaar te smeer en af te skaaf en jou klere is besig om vuil te word. As jy Openbaring lees, dan sal jy sien dat Jesus sê, wanneer ons sterf en ons die regte ding gedoen het, gaan ons bekleed word met wit klere. Ons moet ons klere was met die bloed van die lam, sodat dit wit kan word. En al was dit soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En Jesus wil net vanaand vir my en jou kom sê, ons moet daar buite rond beweeg, maar ons moet wit klere hê. Ons moet nog steeds bly wie ons is. Ons moet verkondig wie ons is. Nie inpas nie. Hallo? Christendom was nog nooit bedoel om in te pas nie. Die ander se knie moet voor ons koning buig. Ek lees iets interessant. Dr. Joel Stoll, hy het 'n teologiese college daar in Amerika. Hy sê hy word uitgenooi na 'n vergadering eenmal 'n jaar, waar al die groot predikante en kerkleiers van Amerika bymekaar kom en hy praat van regtig honderde en honderde pastore en dominees en reverends en almal wat bymekaar is om 'n ontbyt saam te vier, wat hulle dan in 'n jaar ingaan en hy sê hy gaan na hierdie vergadering toe en aan sy tafel sit net Christene. En hy sê hy was beïndruk geweest deur hierdie man wat gepraat het oor hoe hy gepraat het van wat hulle die jaar gaan doen en hoe die kerk moet sterk staan en wat alles in hierdie jaar beplan word. Hy sê in die einde van sy toespraak sê hy die volgende woorde. Hy sê, we must drop the divisions that divide us so that we can get along. En hy sê hy staan op en hy skud sy kop en hy draai om en hy loop uit. Want wat het hy eintlik gesê? We must drop the divisions that divides us. Eintlik wat hy gesê het is, ons moet hierdie
hierdie gelowe wat ons besig is om te skei, moet ons los, sodat ons net een geloof het. En wat sê die Bybel gaan aan die einde gebeur om, Charles? Ons gaan almal maar met een geloof hê, en een geldstelsel, en alles dieselfde hê, want 'n eenheid. En hy sê, hy het opgestaan en omgedraai en uitgeloop, want ek kan nie dit wat ek weet, kan ek nie drop. Die woordjie is nogal mooi, ek kan dit nie drop nie. Hulle moet eerder hulle standaard lig tot by my God. Hy praat ook dat hy 'n paar dae daarna 'n televisieonderhoud gekyk het, en hy sê nie die persoon se naam nie, maar hy sê dis 'n groot Christelike leier van een van die grootste kerke van die wêreld, Christenkerk. En die persoon wat met hom 'n onderhoud voer, vra vir hom in Engels, en ek gaan dit nou nie eens probeer in Engels doen nie. Hy sê vir hom, kom ons sê nou maar Koos. Hy sê, Koos, is Jesus die enigste weg? En hy antwoord die woorde, hy sê, for me, he's the only way. I can't speak for you. Sjoe. Hy sê daardie aand, toe hy lê in sy kamer, en hy sê, daai man het die geleentheid gehad om te kan sê, Jesus is the only way. Maar hy maak die fout om te sê, vir my is Jesus die enigste weg. Ek weet nie van jou nie. Sien, ons is bang om daar buite te verklaar dat Jesus is die enigste weg. Hy sê 'n paar dae daarna het hierdie groot kerkleier groot openbaar om verskoning gevra in sy kerk om te sê dat hy opgeslip het en hy was nooit weer dieselfde nie. Hoekom nie? Sien, ons kry net een kans. Een kans om Jesus te bely, en dan kom die Bybel in hierdie hoofstuk en hy sê, hou vas. Hou vas. Kan jy sien die boeke raak so al hoe meer ernstiger? Dit is asof Jesus vanaand vir my en jou wil sê, ek is die enigste weg en die enigste waarheid. Hou vas wat jy het, moenie kompromie met die wêreld maak nie. So in elke boek wat ons nou sover gedoen het die Here gesê, ek het dit teen daai dorp, omdat hulle met die wêreld kompromie sluit. Jy is uitgekies om anders te wees. Jou klere moet wit wees. Jy kan nie lyk soos die wêreld nie. Jy kan nie ryk soos die wêreld nie. Jy kan nie doen soos die wêreld nie, want my God is die enigste God. En dan kom die Here en hy sê, kom skrik net wakker, want as jy dit doen, dan dink jy lewe, maar eintlik is jy dood. Eintlik is jy dood. En as jy nie gaan wakker skrik nie, gaan soos ek 'n dief in die nag kom. En dan sluit hy af, hy sê, en wie oorwin, sal beklee word met wit klere. Nou, wat beteken dit? Jy sien, in Sardes het hulle ook so iets soos 'n Olimpiese spele gehad, soos in Korintië. Nie so groot nie, maar dieselfde manier. En wanneer iemand iets gewen het in hierdie wat noem jy hierdie goed wat in die atletiek doen? Items. Dan het hy 'n wit klere gekry, en dan het hy op hierdie podiumpies gestaan, het hy die kroontjie op sy kop gekry, en dan het hulle met die wenners deur die strate gaan loop. Nou die Christene kon nooit 'n wit kleed kry nie, want hulle was nie deel van hierdie parades nie. En nou sê die Here, as jy gaan vashou, gaan ek jou wit klere gee, en sal jy saam met my in die parade loop. Sjoe, ek gee nie om vir die wêreldse parades nie. En dan gaan hy verder en hy sê, en ek sal jou naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Nou wat beteken dit? Jy sien, wanneer jy hierdie Olimpiese spele of hierdie spele iets gewen het, dan was jou boek in 'n naam geskryf en het jy die rekord gehou. Maar wanneer hulle agtergekom het dat jou God groter was as die ander, wat het hulle gedoen? Dan sê hulle, Junior dink hy's beter, krap hulle Junior se naam uit. Oom Frans het 2 jaar terug die wedloop gewen en sy naam is in die boek geskryf, maar hy aanbid nou Jesus en hy sê Jesus is die enigste koning. Kom ons haal net sy naam hier uit. En nou kom Jesus en hy sê, as jy gaan vashou, sal ek jou naam in die boek van die lewe skryf en niemand sal dit uitwis nie. Prys die naam van Jesus. Gaan dit moeilik raak? Ja. Gaan jy op 'n stadium op jou agterbene moet staan en Jesus bely? Verseker. Sal jy op 'n stadium moet sê nee vir die wêreld? Verseker. Gaan dit jou gewild maak? Nee. Gaan dit maklik wees? Nee. Maar as jy vashou, ek lyk nogal mooi in wit, ek weet nie van jou nie. Ek wil wit dra. En my naam moet in die boek van die lewe geskryf staan.
wil gou iets vir jou sê en dan sluit ek af. Wanneer ek hierdie 5 boeke lees, die briewe, Efese en Smyrna en Pekinsus en Thyatira en dan Sardes, dan is daar een boodskap wat die heeltyd vorentoe kom. Hou vas. En ek weet, alles wat ek lees, alles wat ek gaan opsoek is dalk nie 100%. Baie mense sit storieetjies aan, maar ek probeer dit so akkuraat kry as wat ek wil, maar moenie jou vaskyk aan dit nie. Hou vas aan die boodskap. Hou vas. Dit gaan nog moeiliker word. Hou vas. Sodat niemand jou kroon by jou kan steel nie. En sodat jy kan oorwin. Amen. Kom ons sluit ons so. Here, hoe meer ek hierdie briewe lees en elke keer wanneer ek 'n nuwe brief doen, dan gaan lees ek eers gou die ander weer oor. Here, kan ek sien ons is amper in presies dieselfde tye. Ja, ons het nie 'n keiser nie en hier's nie 'n koning op aarde wat ons moeilikheid gee nie, maar Here, die boodskap bly dieselfde. Die demoniese magte is net so sterk en die afgode is net so sterk en die vyand is net so sterk. Maar Here, dankie dat ek weet dat U in elke brief gesê het dat as ons vashou, sal ons oorwin en sal ons die kroon kry en sal ons naam op die klip geskryf word en ons naam sal in die boek geskryf word en ons gaan krone dra. En ek hou vas aan daardie belofte en Here, ek wil vra, begin by my, dat wanneer ek bietjie uitsak, dat ek sal onthou dat soos in Sardes, U gaan kom soos 'n dief in die nag en gaan vat alles wat ek het, omdat ek dit wat ek het nie bewaar het nie. Here, lei ons en behoed ons en help ons om wakker te bly totdat U ons kom haal. Here, baie dankie vir die voorreg om hierdie boeke rond te kan blaai en net te kan hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. En ek wil bid, Here, dat U ons harte sal oopmaak, soos 'n spons sal maak, dat ons hierdie woorde sal indrink en dat dit deel van ons kan word. Here, ons wil nie net hoorders word nie. Here, ons wil daders word van U woord. Amen en amen.